Goeiedag dames en here en welkom by nog 'n episode van Dromers en Doeners. Ons is hier by Connection Studios waar ons hierdie set gebou het waar ons die podcast shoot. So dankie aan Jaco van Connection wat hulle vir ons hierdie space gegee het. Dit is 'n baie cool studio. Ons gaan nou 'n bietjie meer daaroor praat. Ek is baie opgewonde om vandag se gas aan julle voor te stel. In my opinie is hy een van die beste gitaarspelers in Suid-Afrika en ek het ook die voorreg om hom 'n vriend van my te noem. Verwelkom vir Rudy, R5 klein geld. Wat sê Quincy, hoe gaan dit man? Goed en jy? Goed, dankie. Ja, dankie dat jy ingestem het om te kom chat. Yes man, dankie dat jy my genooi het. Dis baie cool. En no pressure vir die introduction daaroor. Well, I don't know, I tend to disagree. En ons wou hierdie al so lank al gedoen het. Ja, absolutely. Ons chat al lank oor 'n podcast en finally het dit nou begin en jy was een van die eerstes wat ek genooi het. En ek is baie bly dat ons hierdie chat kan hê. Self, maar ek wil net vir julle sê well done met hierdie setup want dit lyk cool, die logo is baie cool, die hele vibe is cool want toe ek hier instap te kry ek net goeie vibes. Dit is regtig lekker. Yesie, baie dankie. Dit is baie cool. Dit is deel van die plan, so ek is bly dat dit werk. Ja. En voor ons oor jou begin chat, net gou vinnig, voor ons nou begin shoot het jy gou die studio uitgecheck. Wat dink jy van daai studio? Dis amazing. Ek's nog steeds blown away. So ek dink ek gaan maar moet kom kuier een of ander tyd. Ja, die quality en daai Dolby Atmos is insane. Toe ek dit die eerste keer hoor so 'n paar maande terug, dis die eerste keer dat dit vir my gevoel het of ek binne in 'n song is. Fisies alles gebeur om jou met die 7.1.4 surround sound. So dit is nogal next level en dit ruin enige ander stereo mix vir my want alles klink nou so flat as jy eers hierdie quality gehoor het. Steed, nou wil ek Top Gun gaan kyk daar binne. Hierdie waar ons nou sit is 'n cinema room. Kyk, hier's 'n screen. Ja. En jy het obviously die seats gesien, ja. So hier is ook Dolby Atmos hier binne. Ja. So hulle kyk Top Gun en The Greatest Showman en dan gaan hier binne. Dis incredible. So, nooi my asseblief volgende keer, hoor. Ja, ons met 'n movie day hou. Jaco het vir ons gewys hy gaan jou definitief nooi. Yes. Dan kan ons dit kyk. En wat jy ook kan doen is soos jy kan soos screenings doen. So as hulle nou soos 'n movie wil screen of iets of even 'n music video. Yes. Dit gaan nou nie in Atmos. Ek weet nie of hulle music video's ooit in Atmos mix nie. Was 'n baie goeie idee. Maar dan kom jy soos jou eerste premiere en nooi jy 17 of 18 gaste, VIPs en nou kom view dit hier. Yes. En dis nogal crazy. That's awesome. So ja, Connection Studios, shout out. Hierdie is 'n baie cool plek. Maar kom ons chat oor jou. Ek het jou ontmoet in 2019 by In die Bos. Dit het begin by 'n foto. Ek was die fotograaf daai jaar en jy het saam met John Belcher gespeel. Yes. En ek onthou toe ek jou ek het jou al gesien voorheen en na daai show, ek dink jy het 'n set gedoen. John het sy eie set gehad. Dit was soos die Vrydag aand of iets. En ek kan onthou daar was sulke epic fotostuk van jou gekry het en soos wat ek agter toe stap en jy stap van die stage of het ek jou geroep vir jou gesê dude, hierdie is soos ek dink ek het van die coolste foto's nog ooit geneem. En toe was ek redelik nuut in my photography journey op van live shows. Yes. En voor dit was dit wildlife photography tot op daai. Wildlife photography vir baie lank. As ek dink is about 12 jaar of miskien bietjie minder op daai stadium gewees. So maar dit het jou obviously gehelp om te kon vinnige oomblik identify en om dit te vang. In a way, want wildlife, jy het obviously geen beheer oor die subject wat jy afneem nie. Soos op stage. Exactly. So dit is die similarities tussen die twee. Is die kunstenaars doen alles in hulle natural element en environment daar en dit hang van my af om daai moment te capture. Yes. En aan die begin van die karier was dit bietjie moeiliker om dit reg te kry. Van die live show karier nou, want ek het nog nie al die musikante en die songs van die mense wat ek afgeneem het so goed geken nie. Maar ek kan jou nou sê, hoe langer ek jou afneem, ek ken jou bewegings op stage. Elke gitarist of muso het seker goed wat hulle elke keer doen. So nou kan ek dit anticipate. Ons het al moments gehad met menigte live shows. Ons just like, okay, wie kom ons nou en dan daar het altyd cool shots uitgekom. Ek meen, by Mustangs. Ja, ek sal soms 'n paar foto's in die edit oorgooi dat mense kan sien. Maar so die anticipation van die wildlife, want ek het dit geswat. Ek kon animal behavior swat, maar ek kan nie musician behavior swat nie. So dit is van die hele tyd kyk. En so toe het ek nou obviously begin beter raak met dit, maar dit is kind of waar ek jou ontmoet het en toe met daai foto. En toe van daar af was ons connected somehow. Ons begin chat en toe kan ek onthou op 'n stadium met jy het 'n post gemaak. Yes. Nee, ek het eers
Nee, ek het 'n post gemaak waar jy 'n videograaf gekort het Yes. vir 'n toer saam met John. Dis korrek. En toe message ek het gesê I know a guy. Yes, exactly. Toe reël ons 'n meeting by Onthou dit. Coco Bistro Ja, wat ons favourite plek mens is. en egg on toast. Dit is By mens Coco's in Pretoria. ja, beste plek om te gaan mince egg and toast eet. En ja, van toe af het ons vriende geraak. Ek meen Yes. ek love dit om jou af te neem. Ek love dit om jou te check gitaar speel en saam met jou te chat. Jy's 'n cool dude en Likewise, brother. ja man, so ek wil jou vandag 'n bietjie beter leer ken. En goed wat ek eintlik dalk nog nooit gevra het nie en ek Okay. dink die kykers, die mense wat fans is van jou of wat jy dalk nog nie ken nie, gaan jou vandag 'n bietjie beter leer ken. So ja, maar basically wat ek gou wil hoor is wat is die eerste oomblik wat jy in jou lewe besef het jy hou van gitaar speel en dis wat jy wil doen? Jo, dis vir my moeilik om een oomblik te identify, maar kyk, ek het nog altyd van musiek gehou. Dit was nog altyd vir my soos 'n passion en ek was baie engaged met musiek gewees van 'n jong ouderdom af. En ek kan my ouma wat ek probably hierdie gaan kyk, love you ooms. Hallo ouma. My ouma het vertel altyd hierdie storie. Toe ek klein was, het hulle my gevat, ek dink Joburg Pops toe, ek was soos 3 jaar oud. En toe toe is een van die mense besig om hulle viole te tune en ons het daar verbygeloop of something. En toe speel hy terwyl hy, jy weet, nou maar stel en toe sê ek apparently vir my ouma, dis Lord of the Dance. En toe stop die ou wat hy doen en hy sê, what did he say? En toe sê hy, he said it's Lord of the Dance. En toe sê hy, he's right. Jy weet, en ek was dus baie klein gewees. Ja. So van 'n klein van 'n jong ouderdom af, obviously was ek so musiek het my geroep. Ou, dit is nog altyd so. Wow. Maar ja, so dit was nogal dit soos ek sê ja, van kleins af was ek baie engaged geweest met musiek. Ek het dit nog altyd gelove, maar waar musiek regtig my lewe verander het, was toe ek vir die eerste keer Linkin Park gehoor het. Jy weet, ek het groot geword met Bon Jovi en Guns N' Roses en Dire Straits en even Andrea Bocelli en daai tipe stuff. Maar toe ek Linkin Park hoor, toe was dit net vir my soos die het my lewe nou verander. Jo. En ek dink dit het my ultimately inspire om te sê ek wil gitaar speel. Maar ek het alhoewel ja, eers wat later die gitaar opgetel, jy weet, so Wat 'n ouderdom? eintlik officially, ek het al so 'n bietjie hier en daar genoedel op ander mense se gitare, maar ek het officially begin op about op die jaar toe ek 17 geword het, ja. So Ja, dit is al 'n baie groot, jy weet, Yes. amper 'n adult al, ja. yes, en ek het van die ouderdom van about 11 af geweet, dis eintlik wat ek wil doen. Ja. Verstaan. Ja. So dit was net die burning passion thing. Ja. So 'n bietjie van 'n obsession ook, to be honest. Ek het 2 albums gehad, nê, Ja. wat ek gekry het vir my 11de verjaarsdag. Okay. En dit was nie Hybrid Theory nie, dit was Meteora van Linkin Park Yes. en dit was Weathered van Creed. Yes, dude, en dis 'n goeie album. Dis 'n great album. Ek het nie Wow. besef hoe amazing daai albums eintlik was nie. As jy daai Weathered album insit, nee, Ja. dit was die beautiful ding van albums gewees. Ja. Jy het gebond met die album. As jy daai album insit, nee, die eerste song se naam is Bullets en hy het so 'n intro. Want daai Ja. album het altyd 'n intro gehad, dan weet jy hier gaan ons nou. It's Ja. just like this is it, you know. Ag man, nou nog. Yes. Ek het actually nog 'n CD player in my kar en ek ry oral my CD pouch rond. Ek dink jy's Still een get van die that feel. lucky mense wat nog 'n CD-player het. Ja. Jy weet, mense daar was 'n Absolutely. stadium waar mense was soos, "Damn it, die kar het nie meer CD-players nie." Nou, jy weet, en nou is almal soos ons wil almal Bluetooth digital goed hê Ja. wat nice en convenient is, maar Ja. dis ek dink daai is 'n bragging right om te sê Ja. ek het nog 'n CD-player in my kar. Ja, ek like dit ook Want nogal. daar's ek weet in die ouer daar was dit nou die tapes en goeters wat Yes. ek was in die einde van die tape era het ek groot geword, maar Yes. daar was niks lekkerder as om te ry en dan moet jy nou nog hier op die seat deur die CD boek Ja. blaai en kyk wat se CD wil jy en hom uithaal en hom Yes. insit en ja, Multitask. dis flipping cool. Ja. Hoorie, en dan obviously weet ek nou Linkin Park was nou half 'n inspiration daar. En ek weet jy het 'n Stevie Ray Vaughan tattoo. That's correct. So wie was jou groot inspirations as dit kom by jou die playing part of it? So die ding is as jy stap nogal 'n journey as 'n musikant en waar jy begin met jou inspirations en waar jy het 'n beginfase en jy het soos 'n middelfase en dan jy 'n eindefase. Almal is verskillende inspirations, verstaan? So jy het ook begin, ek het begin by ons soos Slash was vir my 'n huge inspiration gewees toe ek net begin gitaar speel het, want dit was daai, hulle noem dit nou boomer bands. Nou, en jy sal sê ek boomer band baie skuldig gaan, maar ek love it. Verstaan? Ja. Die Brian May thing en al daai goed.
So Slash op daai stadium was vir my 'n groot inspiration, maar ook dan baie van die metal stuff. Soos die heavy metal stuff, Alexi Laiho en daai dudes van daai tyd van die metalcore bands, Bullet for My Valentine en iets soos dit. Want ons het groot geword in daai era. So dit was happening toe ons kids was, verstaan. Ja. So obviously sou dit 'n influence wees, maar toe ek Pretoria toe trek en in 'n rockband begin speel, saam met Steven Kosterman, goeie vriend van my. Hy speel, jy ken vir Steven. Ek weet wie hy is. Ja, en jy sê ek ken hulle al toe. Ja. Speel vir Caroline nou. Ja, speel vir Caroline, ja. So hy was Vrydag aan te maak en hy is nog dik pelle. Nice. Maar toe het hy my voorgestel in bands soos Airborne en bietjie meer touwys gemaak met Van Halen se stuff en so aan en toe dit 'n ander wêreld vir my oopgemaak. So toe gaan ek meer in die classic rock bluesy vibe in, Joe Bonamassa stuff. En toe eventually word dit John Mayer, toe ontdek ek, en ek het altyd John Mayer gespot, ek het altyd soos ons het gespot en gesê, hy is die Justin Bieber van blues. Ja, man weet, en die ou is eintlik so amazing muso en amazing songwriter. Ja. En toe van hom af, toe ontdek ek Stevie Ray Vaughan, want toe figure ek uit, okay, hy is so 'n groot Stevie Ray Vaughan fan, so we really need to get into the Stevie thing. Ja. And that just blew my mind, man. Soos dit net my heeltemal, ja, so daar's baie om jou vraag te beantwoord. Daar is definitief nie net een of twee nie, daar's so baie and they just keep coming, man. Ja. Is daar hier is nou sommer 'n vraag wat ek net nou op die spot aan dink, want daai is obviously ouens from back in the day. Yes. Is daar heidaglik nou iemand wat jou inspire? Ja, een van die ouens naam is Ariel Posen. Hy's as ek nie mis dit nie, is hy 'n Canadian artist. Ja. Baie country rock, country blues, country rock vibe. Okay. So ek sê op die oomblik is ek nogal very into his stuff. Hy het ook in 'n band gespeel met die naam The Brothers Landreth, wat baie cool is. Ian Thornley van die band Big Wreck is vir my 'n huge inspiration. En ag, daar's eintlik so baie. Ja. Daar's so baie, jy weet. Ek meen as mens local kyk, soos ons het soveel great players locally. Wie is jou favorite local guitar player? Moeilike een daai. Ja, want daar's baie, want jy's my favorite. Maar oh man. As ek aan the top of my head moet dink. Yes. Maar dis nou net ouens wat ek sien. Ek dink ons baie ouens wat ek nie van weet nie, maar as ek gou vinnig moet noem, is dit Floors, Raymond Green, Danny Smoke, Rudolf en dan jy. Maar daar's nog Emil Kelber is my incredible player. Ek love sy playing. Maar dan, jy weet, daar's ook ander crazy dudes daar buite wat nie in ons industrie is nie, maar wat die ouens soos Dan Petlansky. Petlansky is incredible, man. Ek wou sê Jonathan Piper, verstaan. Hy en Albert Frost ook. Albert Frost, jy weet, so ek's nogal dis 'n moeilike vraag om te beantwoord. Ek sal sê as dit kom by soos waar ek regtig voel ek connect en iemand wat ek specifically baie na opkyk, sal ek sê Raymond Green is vir my nogal 'n killer player. Hy is insane. En wat hy deur is met sy ongeluk en toe weer gebounce back het. Jy weet, want hy het mos, ek dink hy het sy arm soos op hoeveel plekke in sy sleutelbeen gebreek en alles. Het hy nie? En toe het hy geval mos? Ja, hy het in een of ander skag ingeval. Ek onthou so iets. Hele paar jaar terug. Ja, dit was in COVID. Ek onthou dit. Dis actually hoe ek by Bernice uitgekom het. Want toe hy sou saam met haar toer, toe sy net begin het. Ja. En toe het hy daai ongeluk gehad en toe bel hulle my om saam met haar te begin show. Okay. So dit was nogal crazy en toe sit soos groot skoene om te vul daar. Ek sit daar so wow. No pressure. No pressure. Hoorie, dit is baie cool. So jy het obviously 'n rukkie vir Bernice gespeel. En voor ek aangaan na die volgende gedeelte wat ek wil vra, is dis iets wat ek vroeër eintlik wou vra. Ek het jou voorgestel as Rudy R5 klein geld. Ja. En ek neem aan die R5 nickname kom van omdat jy van klein geld is. Yes. Maar wie is die eerste ou wat jou R5 genoem het? Where did that come Okay, so are you ready for this? Ja. Jy weet ek kan mos 'n storie uittrek. Wel jy hoef nie as jy nie wil, maar jy kan ons vertel die lang of die kort version. Ek gaan dit up to you los. Okay, so ek het op 'n stadium het ek 'n meisie gedate wat 'n bass player was. En toe het ek nog gespeel in 'n band met die naam Jack Valve en dit was my eerste band in Pretoria. So ek het Pretoria toe getrek om hierdie band te begin. O, van waar af, skus? Van Heidelberg af. Heidelberg. Klein dorpie, groot dromers.
Ja. Ja, groot dromers. Daar's so baie Heidelbergers gaan ons sien, dis eintlik crazy. Wel, jy's evident van 'n dromer, so Dis al wat jy kan doen in so 'n klein dorp, jy kan net droom. so jy droom daar, dan kom jy Pretoria toe en dan doen jy dit En hier. dan doen jy dit hier. En onthou die verskil was daai tyd, ons het internet en fone gehad, but it wasn't nearly the same as today. Daar was jy het nie constant internet connection gehad. Nee. Ek meen, ek het 1 MP3 op my foon gelaai en my foon was vol. En dis die ergste, die heel eerste MP3 wat ek gedownload het was Temperature van Sean Paul. Omdat jy dit jou ringtone wou maak. Dit was die eerste ding wat op die lys gekom het, dis ek soos en toe love ek die song. Ja. Sean de Paul. Ek onthou dit baie. Jy weet. So anyway, lang storie kort, so dis wat jy kon doen in Heidelberg is soos like jy moes jouself entertain. So jy het skateboard gery, jy het gaan mission, verstaan jy het actual goed gaan doen. Ja. En jy het joh man, dit was net 'n ander tyd, maar anyway. So toe okay, so toe trek Pretoria toe het ek 'n meisie gedate wat 'n bassplayer was en sy het in 'n band gespeel op daai stadium met die naam Tot Stilstand. O. Okay, so daar's 'n continuation op daai storieetjie, Ja. nee. So toe het ek ook bevriend geraak met die ouens en ek het saam gaan band practice doen. Ek het dit gelove want ek was 'n groot fan van die MK movement en my band was baie American rock and roll vintage. Jy weet wat baie cool was, maar hierdie was ek het 'n groot passion vir die MK thing gehad, jy weet. En die drummer wat jy actually ken, sy naam is Heinrich. Ja. So Heinrich kon nie my naam onthou nie. En Heinrich die volgende keer toe ek hom weer sien, toe sy soos hy het so 'n ding wat hy doen. Hy soos R5, wat jy weet, want hy onthou my fans klein geld. Ek kon nie my naam onthou nie. Ja. En toe eventually toe ek my Instagram oopmaak wat ek so vir so lank delay het, toe gebruik ek dit as my handle 5_rand. En toe het dit letterlik gestiek. Want toe het mense dit my begin noem, jy weet, by gigs en goed, en toe dit maar net. En daar's mense wat actually jou net ken as R5. Letterlik, ja. Ek weet nie jou regte naam my naam nie, ja. Dit is baie funny. Dit is 'n cool storie. Ek het nie gedink dit kom van Heinrich af nie. Ek het gedink dit was soos dalk 'n family member of iets gewees. Yes. So dit is nogal funny en 'n baie cool storie. En ek weet van Tot Stilstand. Daar is actually 'n segment wat ek nie eers in my notes gemaak het om oor te chat nie, maar jy sommer John Pollard hulle. Correct, was hy van die begin af Thomas? Ja, so hy was in 'n band met die naam Grensbasis 13. Dit onthou ek ook, ja. Wat baie cool was. Ja. En toe hy en Heinrich en Wouter Reineke het Tot Stilstand gedoen. Yes, daai is ook 'n warm band. Yes man. En ons daar's 'n hele album wat daar lê wat ons nog nie rekord het nie. So ons is eintlik in die proses om ek dink om soos 'n final album of 'n EP te doen wat ons hopelik bietjie kan toer. Want daai is maar dis pure passion. Die ding is net side projects en passion projects is baie duur. Ja. So ja, want daai is basically 'n side project want jy almal het julle eie thing en dit is net met julle eie geld van julle daai. Exactly, ja. Maar as jy van MK musiek hou, daai era gaan luister Tot Stilstand se song Politiek. Dis mos die song. Ja, Politiek. Daai is 'n wille song, maar dis 'n baie cool song as jy hou van lekker rock musiek. En by the way, ek kan jou opsom as 'n rocker. Ja. Dis hoekom ek hierdie boom hier gesit het, because it's a rock fig. Dis baie cool. Ek bedoel jy, so check hom, 'n rock fig. Bonsai was 'n goeie toe maar daai pan gaan nie werk nie, man. Ja, okay. Dink aan Annie, ons sal nou 'n bietjie jokes vertel. Ek moet jy voor jy aangaan, ek moet jy net nog een storie vertel oor R5. Ja. Nee. Wat ek dink funny is. Sorry, ek lag maar. So ek het eendag Talks and Jobs gaan doen saam met John. Ja. Nee. En hulle nooi my toe in. Gewoonlik sal die musikant daar net opkom en die soos half begelei of wat ook al en dan afgaan, jy weet. Maar ek's nie altyd so ek ADHD nogal as mense my brief. So ek vang nie altyd die briefing nie, maar anyway, ons doen toe hierdie ding. En toe begin Bruiten my vra, wat is my, jy weet, wie's ek en waar kom R5 vandaan, jy weet. En ek vertel toe vir hom die storie. Maar ek sê nooit, want hulle het my voorgestel as R5. John het my voorgestel as R5. Ja. Nie as Rudy Kleingeld nie. Ja. So nou ken die cast of die crew ken my as R5, maar nou vra Bruiten vir my op die lig, wat is die storie van R5? En ek vertel toe vir hom hierdie hele storie, wat ek nou net vir jou vertel het, maar daar's geen konteks nie, want nêrens staan my naam Rudy Kleingeld nie. O, gonna, so nou kan niemand dit verstaan nie. In my kop, dit sit mos op TV, so my naam gaan mos
verskyn. Ja, so buite konteks het dit gebeur nie. mense het geen klou. En John kyk dit so vir my. Hy sê nee, bro. Ek onthou dit so goed, ou. Yes. Anyway, dit was 'n baie funny storie. So ek het daai nou al reus na daai situasie, by the way. So nou as mense jou vra, gaan jy moet begin met wel my van is klein geld. So Ja. ja, so dis Exactly. word gaan kom. Hoorie, dis baie funny. Kom ons chat gou 'n bietjie oor jou tydperk saam met John. Jy het lank saam met hom getoer voltyds. Yes. Weet jy wat is daai tydperk? Hoe lank about? Is van 2018 tot 2018 tot 2024. So dis 6 jaar. Ja. Ja, dis lank ou. En vir my voor ek jou ontmoet het, was ek was nog altyd 'n fan van John se musiek. Yes. Never knowing wie betrokke is by die musiekgoeders en obviously voor 2018 was dit nou ander ouens, maar toe ek nou julle begin leer ken en bevriend raak met jou en met John en jou gitaarstyl en goeders begin identify as ek dit nou hoor en goed. Ek kan nie nou as ek van sy goeders luister wat jy opspeel, daai albums en goed. As ek daai musiek hoor, dan as ek net so hoor net vir R5. Hoor daai gitaar. Ek meen want sy songs is baie gitaar driven. Yes. So daar's baie sterk gitare in dit. Yes. Obviously ander goed ook en great lyrics. Hy's 'n baie goeie songwriter, maar Sterk melodieë. ja, maar daai gitare en jy was baie van dit betrokke in die studio met die die skryf of die production proses. Yes. Waar jy gehelp het gitaar goeders create. Dit is 'n baie groot voorreg vir my gewees, daai, want dit was 'n great journey en ons het altyd jy sien die dinge is as ons saam gesit het in die studio, ek dink dit het begin by daai 12 rondes album. Want wat baie cool was van John is hy het sterk aangedring dat hy my wil hê op die album en wil ek moet betrokke wees by die album as 'n gitaarplayer. Ja. En jy weet, want ek dink oorspronklik wou hulle iemand anders geboek het. Verstaan? Ek gaan nou nie name noem nie want ek weet nie presies wie hulle wou boekie, maar hulle het klaar iemand in gedagte gehad vir daai album. Ja. En toe John gesê nee, ek wil graag hierdie ou moet speel. Ja, en want jy moet dit op die show ook speel. Ja. En dit was nogal dit was groot skoene om te vul want voor dit het John saam met Byron Keens gewerk. Ja. Jy weet wat ek ook vandag nou mee werk en ek sê baie goeie pel vir my geword, maar dit was al klaar groot skoene om te vul daai, jy weet. En ek het nog nie baie studio experience gehad nie, soos die odd goedjies, jy weet, maar ja, so dit was nou 'n groot voorreg. Na 12 rondes album was alles so ek en John en Tertius, ons drie het gesit in die produksie gedoen op daai. Ja. En dit het awesome uitgekom, verstaan. En dit was eintlik maar pure magic, want ek voel nog steeds alles wat in daai album gebeur het was eintlik vir ons gegee. Yes. Dit was magic. Dit het net so gebeur. John het great songs gebring, so dit was baie maklik om aan die songs te werk, want dit is goeie songs en dan ek weet nie man, dit al die studio projects wat ons saam gedoen het was so. Elke album het sy eie storie gehad. Soos daai hier waar ek nou is album. Ja. Ek voel nog steeds baie sterk daaroor dat meer mense daai moet gaan luister want dit is 'n great album. Dis een met trein op. Dis een met trein en koue hande op. Ja. En daai meeste van daai goed wat ons gedoen het, meeste van daai sounds op gitare en die synths en goed, is alles on the spot. Dis nie goed wat ons gaan by die huis gaan create het en studio toe gebring het nie. Dis goed wat daar gebeur het. Soos ek kan onthou die enigste goed wat ek het miskien hier en daar 'n solo, soos want jy weet se solo het ek by die huis gaan sit en uitwerk. Ek het eendag die songhuis toe gevat en toe gaan sit en letterlik gegraaf tot ek by daai solo uitgekom het, want daar was 'n massive tyd wat ek moes opmaak. En daai is actually my favorite solo wat jy al ooit gespeel het ek jou gesien speel. Ek love ook daai solo man. Daai want jy weet solo. Yes, dit is insane. En hy's lekker lank. Hy's gerekord op 'n Les Paul by the way. Nee, actually op die Luke nie. Well, dat maak is ook hy's beautiful. Hy's beautiful, ja. En daai is ook die album met Konings van Helde op, is ek reg? Nee. Daai was 12 rondes. Nee, 12 ja, ekskuus, jy's reg, ja. Ja, hier waar ek nou is Konings van Helde. Want ek dink daai is 'n goeie song. Daai is eintlik 'n song van hom wat nie krediet kry wat hy verdien nie. Daai song is incredible. Ja. En maar 12 rondes van John is my favorite album. Ja. Ek dink dis van die beste songs en daai hele album is incredible en absolutely. Dis cool om te weet dat jy 'n groot deel van dit ook gedoen het met die gitare en goed. Ja, was groot voorreg. Ons het baie
Ons was baie Queen inspired geweest. En as jy mooi gaan luister na die basslines en die guitars en stuff op die album. Ja. En dit was ook 'n jaar toe Bohemian Rhapsody uitgekom. Amper sê ek het ook Bohemian Rhapsody is verkeerd. Ja. Bohemian Rhapsody uitgekom het. Ja. Ja man, gaan check bietjie. Ons baie Easter eggs eintlik daar. Ja, en ek bly en noem dit en die mense wat kyk wat dalk John onwillekeurige spiere. Ja, hy wil nie. Baie mense wat ook John Belcher fans is, moet daar goed gaan luister want daar's nou 'n bietjie meer info agter dit. So nou kan hy ou 'n bietjie dieper gaan luister ook. Sê gou vir my, is daar in jou tydperk wat jy saam met hom gejol het, is daar enige snaakse of weird goed wat al gebeur het op 'n stage iewers wat jy nou aan kan dink van jou journey saam met hom? Yes man. Ja, daar's so baie. Die probleem is ek weet dit klink weird, maar omdat jy so baie toer, vergeet jy partykeer om te reflect op hierdie goed. Maar al wat ek weer kan sê is ek en daai bra was al op die grootste stages in die land en die kleinste en weirdste stages in die land. So ek kan vir jou sê like ons het al op goed geshow wat jy dink daar was een venue waar daar soos dis 'n verdieping plus hoog met so klein hout stagey met sleeper wood waarop jy staan en ek meen dit is dus nie verstaan. So ons het al 'n paar interesting goed experience, jy weet. Maar ek sal bietjie moet dink, so laat ek ek sal nou weer terugkom na daai vraag toe. En het jy ek dink hierheen gaan dalk makliker wees om te antwoord. Ja. Het jy 'n hoogtepunt van soos daai was die lekkerste of die grootste beste stage wat jy al gejol het op Summer John Journey? Ja, daai show wat jy nou gemention het van daai in die bos show was vir my 'n hoogtepunt geweest. Was dit jou eerste in die bos? Dit was my eerste in die bos op die main stage. Ja. Ek was al op die main stage voor dit, maar hierdie was ek het my eie gitaarparts gespeel. Ja, die goed wat ek rekord het op die main stage. It makes a huge difference. En soos die cool ding is ek het letterlik gesien in daai audience hoe mense saam daar dis min wat jy so happy maak. Ja. Om te sien hoe mense dit saam met jou sing, het jy geskryf het, jy weet. Ja. So dit was my hoogtepunt as ook, ek dink die Keep Moore shows. Loftus en Grand West. Grand West was baie cool want ons het daai ook full band gedoen met Pierre op drums, Pierre Delaporte op drums en Michael op keys, en Wolfie op bass. Ons het rarig, daai was awesome geweest. Daai was gedeeltes van daai show is actually in Train se music video. Dis korrek. Ja. Dit is korrek. Ja, daai was baie cool. Dit is amazing. So ek moet honestly vir jou sê, dit was ek gaan eerlik met jou wees, man. Kyk, om 'n musikant te wees dit is nie die maklikste ding onder hierdie son nie. Maar dis mag ek 'n ligte, jy kan vloek. Dis 'n moerse adventure. Ja. Ek kan vir jou sê like as jy nou gaan sit en jy moet 'n boek skryf oor alles wat gebeur het, soos vir my nou in die laaste 10 jaar kan ek honestly vir jou sê 10 jaar op die pad Ja. Dis baie life experience daai, verstaan. So dis iets wat geld nie kan koop nie, maar yes man, dit is incredible. Ja. Maar wat was die punt nou weer? Ek het vergeet. Ja, ek wou gevra oor die highlight en oor die highlights. En toe jy nou genoem obviously daai Keep Moore show. Die Keep Moore shows was baie cool. Ek het vir Keep ook ontmoet. Ek het hom amper nie gesien nie want hy het hier verby my geloop en hy's soveel korter as ek. Dus ek sê, dis Keep. Dis nogal. Soos like, kom hy daar uit met sy sigaret en sy, met sy guns. Ja. So ek is like, okay, en cool. Hy het 'n sakkie hondekos mos daar by hom vir sy pappies. Ja, presies. En die ding is, hy het security guards rondom, wat so huge is, so jy sien nie die actual Keep nie, jy weet. Ja. So dit was interesting. Jy het daai show afgeneem, by the way. Soos jy moet gaan kyk. Hoe awesome dat was. So Train se music video is 'n cool voorbeeld van hoe daai shows gelyk het en jy het incredible live shots geneem van daai show. Dit is my photography highlight van my carrière sover is die Keep Moore tour, die 2023 tour wat hy was, want ek het die voorreg gehad om Pretoria te cover, die Loftus ene en dan af te gaan Kaap toe en al twee die Grand West shows en die een wat hulle in Heroes gedoen het.
Onthou jy in Heroes Ja. het hulle die akoestiek show gedoen. Ek het daai nog gemis, maar ek hoor dit was 'n lekker party ook gewees, daai. Ja, ja, dit was by die huis na die tyd. Ons het daar by Wimpie hulle se huis gaan kuier. Maar die show, die akoestiek show, waar die hele Keepmoor met sy massive band, alles is toned down en hy vertel stories. Man. Daai is bietjie meer, dis mooi. Daai was baie. So daai was my highlight van my photography career sover. Amongst a lot of other stuff wat amazing is. You've been around, brother. Ek probeer nog. Ek figure nog uit hoe werk 'n kamera, maar I'm getting there. Hoor. Ek kom getting there. Hoor hierso en dan net gou 'n ander vraag. Het jy al ooit jou camper en jou gitaar op 'n grasperk vergeet by 'n show na fees iewers? Nee. En dan gaan ons hotel toe. Nee. Nog nooit. Nee, ja. Nee. Ja, nee. Gelukkig is ek Afrikaans, ek kan daai gebruik. Ja, nee. En dan word jy die volgende oggend wakker in die hotel en dan weet jy nie waar jou camper en die gitaar nie. So, ja, dit was ook nog maar in my wille daar gewees daai. Wel, maar en jy was daar, ek onthou dit. Dit was 2020, Kimberley. Ja, ek het na daai show, soos jy goed sal weet. Ons het lekker geparty na die show. En hy is toe gegaan, maar die venue was so rukkie buite Kimberley. Jy weet, was so op so 'n plaaspaadjie af. En ons is huis toe gaan slaap en die volgende oggend toe ons in die bus by die busie kom, sê ek, "Waar's my gear?" En ek het net my camper gekry. Ja, hy was op brand. Toe bel ek mos die organiser, sê sy, "Nee, daar's niemand, julle kan maar gaan, maar daar's niemand daar nie, jy weet." Toe ons by hierdie 2-spoor paadjie eventually deur die plaas hekkie by die venue aankom wat hulle gebruik vir troues en staf, soos 'n wit gebouetjie waar hulle 'n stage opgeslaan. Toe ons daar aankom, die stage is weg, alles is weg, ons niemand daar nie, ons net 'n camper en 'n music man. Das in die middel van niks en nêrens vir ons staan nie. It's like dit het nie gereën nie. Dit het niks. Dit is ridiculous eintlik dat daai goed nog daar is. En soos ek sê, my camper was splinternuut geweest. Ek meen daai is paar duisend rand. Ek meen wat, R30,000. R100,000. Hoeveel? R100,000. Wat daar gestaan het, ja. En die snaakste deel was toe ons so aanry, dis so grasperk. Gisterond was daar chaos. Nou staan nog net 'n camper en 'n gitaar. Hulle het dit vir jou net al gelos. Dis nogal wie ook al dit gedoen het is, jy weet, well done, want baie mense kan ook iets steel, maar hulle kon miskien onder 'n dakkie gesit het, maar soos in 100% vir moeite. Dit sou wie ook al dit gedoen het, baie dankie. Maar ja, dis vir my nogal 'n funny storie en ek weet 'n ou skrik na die tyd en goed, maar dit was vir my nogal funny. Hoorie dude, en toe jy by John opgehou het, toe begin jy by Elof. Jy het ook bietjie vir Dodo gespeel en ja. Ek het saam met Dodo gejol, paar shows, ek het saam met Dozy gespeel. En Roan de Toy, ja. Maar jy's nou voltyds by Elof. Ja. En dis nou weer lekker besig. Ja, ek wou nou net sê, hoe's dit? Want dis nou total opposite van John se baie jonger, heeltemal 'n ander generasie. Yes. Hoe experience jy dit? Ek love it. Is dit? Dis vir my baie lekker. Ja. Ons het eintlik per ongeluk saam begin werk, sal ek stel. Soos wat meeste van die goed maar gebeur in hierdie industrie is maar per ongeluk. Jy weet mos hoe gaan dit, verstaan. Ek het 'n show gespeel en hy het my Elof was by die een show gewees die Vrydag toe sê hy, dude, ek het môre 'n gitaarplayer nodig, maar ek het nie 'n gitaarplayer vir môre nie, ons speel by dieselfde show. En toe sê hy, sal jy belangstel om môre vir my 'n gig te jol? Ek sê, okay, cool. Stuur my jou songs. Stuur hy vir my sy hele repertoire. Gaan ek terug huis die aand, leer gou al die songs, maak my notas, volgende dag die jol ek saam met hom sy show by dieselfde plek waar ons gejol het. En toe het hy my net meer begin bel vir shows en toe eventually kom dit op 'n punt waar ons uitfigure ons gel nogal lekker op stage. Verstaan maar die ding is, Elof hy's energetic op stage. Verstaan, he's a very good frontman. Hy's baie engaging met sy crowd en hy's a fun personality om te sien op 'n stage, verstaan. En dit maak dit baie makliker vir my, vol lewe hou. So ek het elke week 2 of 3 keer 'n week 'n lekker aerobic session. Jy weet, op my stage terwyl ek moet speel. Want jy moet sy energy obviously match. Jy moet dit match. Jy kan nie net soos daar staan nie, you have to match it. Ja, so hy hou jou ook jonger. Absoluut. Nie dat jy's nie baie oud nie, maar hy hou jou jonk.
Ja, kyk, sy crowd kan aansienlik jonger wees as ek. Ja. So, maar dis lekker, jy Hy het weet. 'n jong teiken. Wat nice is even in daai jonger crowd, jy sien lekker ding is van hom ook, hy's nie net jong mense nie, hy slaan 'n wide ouderdom, sal ek sê, maar even daar is daar soveel kids wat na my toe kom en soos like, yes, ek al 'n bietjie hoor oor die gitaar en al daai tipe stuff. So jy word ook exposed aan 'n nuwe generasie fans wat jou eventually volg en jou support met jou tunes en al daai goed. Ja. Dit gaan nie oor my nie, maar ek bedoel dit is so voorreg, verstaan, om daai exposure ook te hê, verstaan. So dis baie lekker en ek kan honestly vir jou sê so saam met Elof en Nikki is ons klankingenieur, jy ken vir Nikki. Yes, ja. Dit is 'n awesome journey. Ja. Hierdie is 'n awesome adventure en ja man, there's never a dull moment. Daar's klomp stories wat ek nog moet vertel van daai. Ja. Maar, nee, ek kan imagine ons sal 'n hele episode moet shoot net vir stories, tour stories. Ek meen, daar's soveel ander goed wat ek oor wil praat, so maar daai tour stories, ek kan imagine dit kan nou nogal besig hou. Ons sal 'n breakfast moet gaan doen weer. Ja. By Coco Bistro. Ek moet jou een storie vertel. Ja, asseblief, ek wou een van die vrae is, vertel vir ons 'n fun storie wat gebeur het op toer. Okay, so saam met Elof. So wat gebeur is, kyk, ek is mos nou 'n dad. So Ja. Slaap is so effens van 'n commodity, right? So hoe hierdie storieetjie nou te gegaan het. So ons begin saamwerk, saam met Elof hulle. Jy weet die ouens sal miskien na die gig 'n bietjie, jy weet, chill, saam met die mense en so aan die netwerk aspek van die hele ding doen, jy weet. En maar ek sal op 'n punt kom waar ek sê, okay, cool. Ek het nou my limiet bereik want my energie kan net soveel. Ja, jy is nou verstaan. Ek is nou moeg, al moet ek dit nou so sê. Jy weet. En wat baie cool is en interesting is as ek nou gastehuis toe gaan en die ouens doen hulle ding. Dis baie funny. 4:00 die oggend. Dit het een keer gebeur en dit het nooit weer ophou gebeur nie. So wanneer daar 'n laat aand is, 4:00 die oggend, ja, dan gaan my deur oop. Ek het hom al probeer sluit, dit werk nie. Dan klink dit soos geweerskote wat afgaan, so ek hou maar net eerder oop. Dan kom die twee manne daarin met speckled eggs. Dis ons ritual. Ja. So, hulle kom in met 'n tub speckled eggs. Ja. En dit het toe nou 'n ding geword oor die tyd. So as ek weet die ouens gaan laat uitbly, dan weet ek 4:00 môreoggend gaan ek wakker wees, maar ek gaan darm 'n tub speckled eggs hê. Dan eet julle dit nou saam. Nee, is my speckled eggs. Sal ek bring dit vir jou? Maak hulle jou wakker? Hulle maak my wakker om vir my die speckled eggs te bring. En ek moet bieg. Teen 7:00 is daai tab ook al amper klaar en dan het ek nog geslaap heeltyd, so dan eet ek aan die speckled eggs in my slaap. Maar ja. So dis nou kind of ons ding op toer, ja. weet wat hulle begin het wat eintlik nogal pretty cool is. So dink jy dis hulle way om vir jou te sê, hulle kom laat by die huis en maak hulle jou wakker en dan om jammer te sê dat ons jou wakker maak, gee ons vir jou speckled eggs. Dis letterlik wat gebeur. Hulle kan eintlik dit los. Ja. En dit vir môre gee as jy wakker. Ja, maar dis nie hoe dit werk nie. Nee, hulle moet jou wakker maak. Ja, dis presies dit. Hulle my wakker maak en sê sorry, ons is loud. Ja, hoorie, slaap jy, Rudy, slaap jy? So ja, jammer as jy wakker gemaak. Ja, presies. Yes, dit. Ag, sy, maar dit is baie cool. Nee, dit klink vir my fun. Ja. Hoe ek gaan jou ek het 'n paar serieus vrae wat ek jou wil vra oor karier, oor industrie. Maar vinnig oor 'n hot topic wat ek dink baie dis 'n hot topic op hierdie oomblik. Hoe voel jy oor AI in die musiekwêreld? Ek het nogal gewonder of jy dit gaan opbring vandag. Moes ek nie? Man, nee, jy's welkom, jy's welkom. Ek wil graag hoor. Wat is dit? Jou naam is vasgevang in my keel. O, heeltemal stom, daai sang. Ja. Jakkals vibes. Jy sien die ding is, dude, ek dink dit is 'n baie cool song. Ek dink jy sien, die sterk melodies, alles is cool, is baie catchy. Jy weet. Ek sal nie noodwendig sê die production is iets wat ek nou so sal gaan, oh wow, dis amazing nie. Dit is nie vir my amazing nie, maar wat het in 'n jaar gebeur? Wat gaan in 2 of 3 jaar gebeur? So ek ek ben 2 jaar terug sê ek nog vir jou sê, jy weet, AI sal nooit die human element kan vervang nie. Ek gaan eerder nie verder my opinie lig oor enige van daai goed nie. Ja. Wat ek wel vir jou kan sê is ek sien nou daar's soveel mense op TikTok
wat nou net ek dink is cool dat jy jou hart uitskryf. Ja. Maar almal is nou 'n kunstenaar, verstaan jy? En dit is 'n ding wat ek dink nie sustainable is nie. So ek dink ons gaan die mark vloed met dit en ek dink ons gaan die mark vloed met horrible quality, to be honest. Daar gaan great goed wees, maar dan gaan ons dieselfde goed hê as wat ons het met streaming nou. Dis so moeilik om jou goed daar buite te kry wat goed is because people have to swim through this pool of stuff. Ja. So dit gaan alles weer neerkom op marketing, branding, wat alles wat jy gaan doen rondom dit, verstaan? Ja. So ek dink ons is op 'n challenging tydperk wat dit aanbetref. Ek het nie 'n issue daarmee as mense AI gebruik nie. Ek dink dit is baie cool if it enables you to do other things. Ek meen mense program drums en ons niks fout daarmee nie. En dis AI. Daar's daai hele thing, verstaan? Ja. Ek voel wel dat ook as gevolg van dit gaan daar 'n punt kom waar mense meer dalk live musiek gaan wil sien of meer real experience gaan wil hê. Soos ek wat byvoorbeeld musieklesse gee, ek leer mense gitaar, ek leer hulle liedjies skryf, ek leer hulle produce en daai tipe van goed. Ek's baie passionate oor dit. Ek dink dit is 'n beroep wat actually gaan toeneem. Want dis real, mense gaan by jou wil sit en jam. They're gonna want to play guitar. Ons gaan daai oorgangsfase moet bereik waar mense gaan nou begin moeg raak vir die AI goed en dan gaan hulle sê nee, ons wil weer human stuff. So maybe, so dit gaan dalk 'n bietjie moeiliker raak nou eers. Ja. En dan gaan mense weer terugkom. Ek dink so. Ek dink die AI gaan weggaan nie. Maar ek dink dit gaan net integrate en ek dink maar soos enigiets gaan dit maar die mark saturate en dan sal dit ook uitbalance. Want as ek gou vir my opinie kan gee, ek verstaan die gebruik van AI, weet, soos al verlang met programming drums en ons plugins en daai tipe goeders. Dis nou alles nou AI stuff. En dit is okay. En ek dink ek het ook nie 'n issue met die feit as mense AI net as 'n tool gebruik om 'n song om te help om 'n song se vibe te create, soos 'n pre-production tipe ding nie. Maar wat vir my erg is dat die mense nou AI gebruik om die hele song van start to finish te produce met 'n AI stem en dan dit net so te release. Daai is vir my, dis vir my weird, want daar is nie eintlik 'n human element in dit nie, behalwe jy het maybe prompts gegee. Exactly. Ek het vriende wat musikante is en jy sal ook weet wie hulle is maybe. Hulle sit by die huis en skryf hulle eie gitaarlyne, gitaarriffs en werk die hele structure van die song uit en feed dit in die AI program in en dan generate die ding vir hom. So al die werk is klaar deur 'n human gedoen. Dis okay. That's maybe the right way to do it. Ek meen net vir sê, ek meen soos ek het nou self hierdie jaar 'n hele paar songs produce wat release is en goed. Ek meen as daar iets is wat jou lewe makliker maak. Ek meen ek gaan nie nou reel to reel gaan rekord net omdat ek lief is vir die proses en I want to stay true to the craft en al daai goed. I get that, maar mens jy lewe makliker maak cool. Soos in daai opsig awesome. Maar dis ook om daai wat jy nou gesê het is want ek sien nou soveel mense wat net dit voel vir my soos 'n grab. Mense is nou there's something up for grabs now. So nou gaan almal vir hierdie ons skryf nou 'n hele AI album en die topics is so pretentious. En as ek dit soos man, soos jy weet so dis presies dit. Dan staan niks skill en niks liefde wat regtig in dit ingaan nie. Dis net ek het nou hierdie song produce en dit is nie eers jou song nie, verstaan? Exactly. Het iets interessants gebeur verlede naweek. Hierdie gaan obviously nou heelwat later uitsaai, maar met Afrikaans is groot. Nou, ek het dit ook afgeneem. En dan sal nou 'n paar surprise acts wat hulle mos nou nie reveal nie. En toe het hulle Jakkals Vibes se heeltemal stom song gevat en Roan de Toy het hom gesing. Hy het so Jakkals masker gedra. Baie goeie produksie en die band het die song live gespeel. Maar wat hier gebeur het is as jy na die heeltemal stom AI track luister. Daai song eindig op 'n bridge. Ek het met Roan de Toy gestaan praat backstage. Daai song eindig op 'n bridge. So die structure wat die AI gedoen het is ook weird. Ek meen wie eindig 'n song op 'n bridge? En toe ek met Roan chat en vra hoorie hoe het hierdie gebeur dat julle nou dis aan hulle obviously was die mense wat na die show reël het om genader en gedink is 'n cool ding om dit in te bring omdat dit nou so 'n controversial topic was. En toe die ou wie nou Jakkals Vibes is het gesê hy sal dit like as Roan de Toy dit sing. Weet jy wie is Jakkals Vibes? Ek dink as jy weet, ek dink jy moet dit hier sê nie. Nee, maar weet jy wie dit is? Ek weet net wat die persoon se naam. Okay. Maar ons kan na die tyd
daaroor praat. Is dit 'n bekende persoon? Ek weet nie. Ek dink nie so nie. Maar wat toe nou gebeur het is toe Roan, hulle het ingestem en gesê maar ons gaan die song restructure. So toe doen hulle hom nou weet chorus verse chorus bridge chorus klaar wat ek al soos 'n gewone structure. Yes. En weet jy wat was vir my cool van dat hulle dit so gedoen het is nou op Afrikaans is groot het 'n live band die song gespeel en 'n mens het hom gesing. Nou kan jy hoor hoe mooi daai song klink. Ja. Ek meen ek bedoel ek sê nou niks leliks teenoor weet Jakkals vibes en die AI ding nie, maar nou kan jy hoor hoe klink dit. Nou is daar skielik siel betrokke. Exactly. Jy kan die ou se stemtoon hoor en jy kan dit gevoel. En that made a big difference. Absolutely. So ek dink is nogal 'n goeie punt wat hulle gemaak het was bring dit in, maar laat 'n human dit sing en dan nou is baie clever, nee. Yes, baie clever. So 'n massive ding. En ek dink die enigste ander rooi vlaggies vir my met hierdie AI storie. En ek weet Spotify het nou nie lank terug nie soos 70 miljoen AI songs gaan remove of ietsie. Ja. En daar's nog steeds baie. Ek dink op 'n stadium as mense net aanhou AI goed post op streaming platforms. Ja. Gaan dit 'n issue begin raak. Ek dink is te veel. Dit gaan en want die ding is man, ek weet nie. Jy sien, ons gaan hier oor hierdie goed praat en dan kyk ons 2 jaar terug, 2 jaar later terug na hierdie episode en daal klaar weer so baie verander. Ja, So dis so moeilik om 'n opinie te lig daaroor, maar al wat ek weet is dit voel net nie vir my of it's not the right direction for me. Like wat tel my opinie, maar I don't know man. Like as jy 'n gitaar kan vat en jy kan express en jy kan enige instrument vat en jy kan express. I feel like that's the point. Maar hier's die crux van die saak. Hier's die probleem. Daar's soveel mense daar buite wat ook wil express wat nie 'n medium het om te express nie. Ja. Verstaan jy wat ek sê? Because we created to create. Ja. People want to create. A human being wants to create. Okay? Ek wil nie te diep gaan nie, maar you know what I mean. Ja. So nou gee dit ook maar weer 'n tool vir daai mense om dis maar vir hulle uitlaat. So dit is 'n baie diep topic eintlik. Daar is definitief plek vir dit. Ja. So ek sê nie daar is nie plek vir dit nie, maar ek worry net oor die authenticity van sekere goed en die livelihoods van mense wat in die industrie is of mense wat werk as creators en musikante en baie goed. Maar dit verander vinnig. Hier is 'n topic wat nog baie gaan discuss word en ek sien uit wat nog gaan gebeur. Ja. So nou dat ons klaar op die AI topic was, dink ek kom ons beweeg bietjie oor na real stuff, die human stuff. Ja. Jy het vir ons gitare gebring en ek sien die lê pedals en 'n Kemper. So en ek weet ek het gevra dat jy een van my favourite stukkies musiek wat ek al gehoor het. Ek kan glad die gitaar speel nie, maar ek is 'n sucker vir gitaar solos. Ja. En ons het een spesifieke song wat vir my beautiful is en jy gaan vir ons 'n stukkie van dit speel wat jy geprep het wat ek baie gaan waardeer. Ek kan nie wag om dit te hoor nie. En ek gaan oorfone opsit sodat ek dit ook kan hoor nou. Yes. Maar die kykers gaan obviously nou, julle sal dit kan hoor. Yes. En dan as jy na dit net bietjie wil aanhou jam en vir ons iets vertel van wat jy besig is mee en goed. Ja. Dan dink ek is cool dan kan ons maar go, maar ek het nou gedink Marco, kan jy dalk vir my daai kamera afhaal en hom vir my bring? Dan gaan ek naby shots neem van sy voet, dan kan die mense sommer sien. Cool. Ja. Maar die web is bietjie wild. So enetjie wat ons geprep het ek ook nog net regtig gejol nie, maar something like that. Ja, iets in daai lyn. Ja, daai is baie cool. Daai was natuurlik Gary Moore, Still Got the Blues. Was 'n beautiful song. Maar ja, as jy nog ietsie wil jam hierso, vertel vir ons wat jy gaan doen en Okay, cool. Go for it. Ek gaan letterlik luister en shoot en kyk en dit So basically al wat ek is eintlik 'n paar cool goed wat ek vir jou wou wys hierso. Maar
So ja, soos ek jou vroeër gesê het, so ek het nou lately weer 'n bietjie meer into die En dis die ding wat ek love van hierdie gitaar. Ja. Jy kan sien, dis nou die ding van 'n Luke. Ja. Die ding van 'n Luke wat jy wat jy nou nie noodwendig in 'n ander of ek weet nie, jy kry seker aan baie gitaars, maar die ding is van hierdie gitaar. So hulle sê altyd jou main gitaars wat jy in jou arsenal wil hê is 'n Tele, 'n Strat en 'n Les Paul. Dis maar die classics, verstaan. So wat die Luke vir jou gee, hy gee vir jou ietsie van alles, verstaan. So as jy nou mooi gaan kyk, sal jy sien hierdie is amper 'n Les Paul hier, right shape hier, maar hierso het ons 'n Strat shape, verstaan. Okay. Ag en jy kan nou into like die scale length en al daai tipe van stuff gaan. By the way, ek toer al met hierdie gitaar van 2014 af en sy is eintlik in 'n amazing toestand vir dis al oor 1000 gigs in hierdie gitaar. Dude, ek ken jou met daai gitaar en ek het net nou gesê voor ons begin het, so ek sê jy en daai gitaar, dit is deel van jou identity. Ja. So vir my voel dit weird om jou te sien met 'n ander gitaar speel. Dit voel of jy op jou gitaar cheat. Ja. Maar dis net hoe ek jou ken, maar obviously weet ek ek is glad nie so clever met die technical goed van gitare nie, maar ja, dis vir my baie cool. Ek gaan actually gou net oorgaan na my ander goedjies toe. Net gou check, waar's daai? Ja, so. So. Kyk, ons gaan jy ken daai. Ja. So nou, dis die ding met hierdie ding. Daar's so 'n versatility aan hierdie gitaar. Jy kan eintlik enigiets doen. Dis 'n bietjie van 'n country twang wil hê. Staan daar jy. Just gotta love that, verstaan ek. Maar nou net om 'n idee te gee. So ek gaan gou die Strat inplug, net om vir jou te laat hoor hoe klink die Strat. So hier's nou eintlik die storie agter hierdie Strat. Ek het nou die dag in studio gewerk saam met Bruce Wallace wat awesome was, by the way. Hy is so super cool bra. Drummer mos, nee. Drummer, Bruce, ja. Great producer. En toe sê hy vir my, bring 'n ekstra gitaar saam. Hy love die Luke, maar bring 'n ekstra gitaar saam wat nie die Luke is nie, want ons gaan bietjie country stuff doen. En toe het ek nou nie 'n gitaar, want ek het onlangs een van my Strats laat gaan. Ja. En toe het ek nou nie 'n gitaar vir dit nie. Ek het net die Les Paul daar en ek soos like, ek weet nou nie regtig nie. En toe kom ek op hierdie gitaar af deur Morney Kutse. Jy ken vir Morney. Ja. Wat video shoot. Ja. So hy is actually soos 'n collector. Hy collect en hy swaai gitare en stuff. So hy kry die coolste goed uit die weirdste plekke uit in hierdie land, jy weet. En toe bel ek om te sê ek kort 'n Strat of 'n Tele vir hierdie projek en toe stuur hy vir my 'n foto toe sê hy het hierdie. So wat hierdie is, hoe oud dink jy is hierdie gitaar? Well, I like vir my in 'n baie goeie kondisie. Ek meen ek sien nie maar ek kan raai omdat jy my vra dat dit nie 'n nuwe gitaar is nie. So as ek sê 30 jaar. Dis actually amazing skatting wat jy daar het. Hierdie is in 1987. So is 38, ja. 1987 Japanese Fender Strat. Okay. En as jy
vir die van julle wat soos into guitar vibes is, gaan doen bietjie research oor die Jab Strats. Nou hierdie is van die goeie jare van die Jab Strats. So ek's baie lucky om hierdie ouetjie te kry. Hy het nog bietjie werk nodig. Texas Special pickups in en alles, maar en ek dink hy's gerefinish en ek gaan probably op 'n stadium net die pickguard change. Maar hierdie neck is incredible. Hierdie ding speel regtig net amazing. Okay, so ek nou nie baie Strat tones hierso nie, maar kom ons check. Maar hoor hierso. Wat is al einde gewees? Sien nou, daai is eintlik nogal 'n lekker vibe. Yes, ja, dis baie lekker. Het ek al net getune. Dis nou maar die een ding met ou gitare. Hulle is bietjie geniepsig, so jy moet bietjie werk aan hulle doen, soos ek sê, ek het nou nog nie baie werk aan haar gedoen nie. En so hulle gaan maar tune uit soos jy speel. Ja, dit gaan ook maar oor die diens wat sy moet kry. Ja. Nou interessante ding met hierdie is sy is eintlik 'n half step down getune. So al die gitare is gewoonlik E standard. Ja. Okay. So waar hierdie een sal gewoonlik E wees, maar hy is nou bietjie flat gestel. En dis presies hoe Stevie Ray Vaughan gespeel het. Right. Hoor jy daai? Dit is nou nie presies daai tone nie, maar dit ja, tuning is nou 'n bietjie van 'n issue vandag, maar dit is maar net wat dit is. Maar yes, nee, dit is awesome. Hoor hierso. Okay, so hierso is my wah pedal. Dit is 'n bietjie van 'n squeaky aan hom nou. Dit is hoekom ek 'n Strat love, want daai is byvoorbeeld iets wat die Luke nie vir jou kan gee in terme van die gevoel nie. Hy kan vir jou 'n similar sound gee, but it doesn't give you that feel. Ja. En dan het ek 'n ander cool ding vir jou gebring wat ek eintlik vir jou wil wys. Okay. En dit is hierdie ouetjie wat ons noem 'n whammy pedal. Yes. So hierdie is net beautiful because we've got something cool like this. Love hierdie ding. Yes, So ek sal letterlik soos net vir ure sit en speel met hierdie. So ek sal nou nie deur 'n hele tutorial gaan nie, maar dit is baie cool want jy kan jou gitaar even soos down tune laat hy klink soos 'n bass. Ja. So as jy 'n loop station het of iets soos dit, is daai eintlik 'n baie cool tool om te hê. Ja. En hierdie kom uit die 90s uit, dude, of 80s dink ek. Ek gaan kyk bietjie na Audio Slave, Rage Against the Machine, Tom Morello, crazy cool guitar player. So jy gaan luister na sy stuff, gaan jy so baie daai tipiese pretty cool, man. Yeah, so I had to come and show this as well. Ja, nee, dis baie awesome. Ek is baie bly, Marco, ek dink ons kan hierdie een weer vat. Dankie. Daar's 'n down tune. It's cool, man. Ja. Hoor ek is so bly jy dit kom wys want sorry, ons het gaan ons beerings weer vind hierso. Jy moet maar daai kat soos wat dit vir jou. Nee, ek gaan probably dit net so los of stukkies van dit kat. Ek is bly dit kom wys want
omdat ek nie self 'n gitaarspeler is nie, maar ek sien obviously baie die gitarists en goeters. Ons altyd besig met pedals en goeters en ek verstaan nie noodwendig wat dit alles doen nie. Ja. Ek kan sien wanneer iemand met 'n whammy bar Yes. moet ietsie doen, dan kan jy dit hoor, dan fisies kan ek sien want daar gebeur iets op die snaar. Neem ek aan. Maar nou is dit op die voet. Dit is heeltemal iets anders. Ja, is cool. So dis baie cool. En weer eens, alles is maar tools, jy weet. So ek dink back in the day, net om ons daai gesprekkie af te sluit. Ja. Ek dink daar sou 'n tyd gewees het in die 60 of in die 70s as mense hierdie gesien het, sou hulle gewees het, that's sacrilege. Jy kan nie dit doen met 'n gitaar nie. Dit is nie reg nie. Ja. Verstaan? So is alles maar tools op die einde van die dag. So, you know. Nee, so daar's definitief plek vir dit en ek meen obviously maak mense dit werk vir hulle en dit broaden net ook die diversity van wat mense kan doen. Dis baie cool. Man, ek het gou 'n paar ander goeders wat ek oor wil chat voor ons nou afsluit. Ek weet nou nie hoeveel tyd, waar staan ons tyd al nie. Maar ek wil vinnig vir jou vra. Jy doen ook jou eie solo goed. Jou eie karier, solo kunstenaar vir jou eie karier. Obviously. Vertel my 'n bietjie. Ek was bevoorreg om jou heel eerste solo song. So 'n music video te shoot. Oh man, dit was so cool geweest. Daai was vir my so nice. Dit is nog steeds een van my gunsteling video's wat ek geshoot het. Dis cool man. Nee, regtig, 'n cool song, baie relevant in baie mense se opsigte back then wat nou soos 3 jaar terug is en nou. Ja. Maar vertel my 'n bietjie meer oor Rudy as solo kunstenaar. Yes man, dit is eintlik so kompleks vir my want ek moet myself divide in session player. Dis nou waar ek nou session player, songs produce, solo artist, teacher, you know, so dis 'n groot voorreg, groot responsibility, maar dit is eintlik so crazy om te dink, okay cool. Daar is 'n aspek wat ek nog soveel meer moet explore. Ek het nog altyd 'n passion gehad vir dit en vir songwriting meer spesifiek. Nooit regtig gedink ek wil my eie gesig daar buite sit as 'n sanger nie, verstaan? Maar in hierdie mark moet jy moet soveel doen, verstaan? You have to do so much om, kan ek sê, te level up die hele tyd, verstaan? So jy moet jou eie opportunities skep. So wat daai eintlik is obviously kry ek wat hier binne is uit en ek kry 'n bietjie ge-express in my eie way onder my eie naam, maar dit is ook om te explore en te sien hoe voel dit om verstaan, ek kan nie mense produce en mense help aan hulle karriers werk as ek nie self in daai skoene gestaan het en daai pad gestap het om jou gesig op die music video te hê, om jou stem agter daai mic te hê en daai tipe van goed nie, verstaan. Ja, baie goeie punt. So man, so ek doen dit maar vir 'n klomp redes eintlik, maar ja, daar's 'n paar songs wat release het wat ek love en ek voel elke keer wat ek song release groei ek, my skryfwerk groei, my arrangement skills groei, al daai tipe van stuff. Wat was daai wat was sy naam? Swefia. Ja, daai is vir my baie cool. Ek het van Loof was die eerste een wat vir my baie cool was en ek dink Sweef staan vir my baie uit. Dis vir my baie cool tune. Maar nou jy het iets genoem daar in jou vorige antwoord wat my terugbring na iets wat ek neergeskryf het wat ek jou wil vra. So, wat is die moeilikste deel daarvan om in diens te wees van ander mense se klank en musiek? En hoe hou jy nog steeds jou eie identity in dit? Dis 'n baie goeie vraag. Ek dink die groot ding is jy moet jouself maar net geground hou en you have to know your place. Dis 'n belangrike een daai. Maar jy moet jou individuality bring na wat ook al jy mee besig is. Maak nie saak of dit op 'n klein of 'n groot skaal is nie. Because that's what's going to make you successful at the end of the day. So it's like jy wat jouself uitleef saam met daai persoon op stage of in 'n studio of wat ook al. Jy moet daai bring. Dis al wat ek kan sê. Dit is so wees jouself, maar ken jou perke. Is al wat ek eintlik ek weet nie man. En mens leer hoor, dit is nie net die probleem is ons nie 'n blueprint vir wat ons doen nie. Verstaan? Dit verander so vinnig, die bedryf verander so vinnig. So jy's maar jou eie blueprint en jy leer man. Mens maak foute. You do make a lot of mistakes along the road, maar jy take notes en jy pas aan en jy gaan vorentoe, you know. Hoe ek dit sien want ek staan obviously baie keer voor die stage. Nou jy het jou eie identity in jou stage presence. Jy het bewegings en goed wat jy doen in jou style of play. Maar jy moet nog steeds John Boucher of Elof se musiek speel. So you still need to serve his songs. So en ek dink dit is waar dit so tricky raak want nie glad nie dat ek dit self experience as 'n gitaarspeler nie, maar dis hoekom ek hierdie vraag neergeskryf het want ek het altyd gewonder daaroor. Want
jy het 'n werk om te doen daar en dit is om Elof se musiek te laat klink soos Elof se musiek. En die show te laat happen. Maar jy moet nog steeds ook Rudy Kleingeld bly in daai selfde. So en ek dink dit is nogal 'n close enetjie, 'n moeilike enetjie om te balance. Ja, dit is tricky, maar ek dink ja, jy moet nog steeds jou individuality bring daar op die einde van die dag. Wat jy bring na daai verhoog toe is wat gaan bepaal of jy weer geboek kan word of nie, verstaan. En ek weet nie man, vir my ek love die session ding en dis alles cool. Ek sien nie noodwendig myself daar is soveel great session players wat net session gigs Joel en ek love dit. Ja. Ek is dit meer 'n tipe ou wat hou daarvan om te invest saam met 'n persoon in daai brand en 'n pad te stap saam met daai persoon. Verstaan? Ek hou van die odd gigs wat inkom en is lekker want dit challenge my en so aan, maar vir ek vind vir my persoonlik wie Rudy is dit lekker om my space te vind binne 'n sal ek sê 'n produk of 'n show en te weet wat my perke is en binne in daai plek te operate en te groei, verstaan? Wow. Nie noodwendig as 'n muse, dis waar dit trickie raak, verstaan? Want jy kan nie dieselfde songs oor en oor speel nie. So moet jy self challenge. Ja. Maar as dit kom by om op stage te wees en as 'n karier, daai is vir my dis vir my worth it om so mense op pad te stap. Dis regtig lekker, Nee, dit sê wat ek sê. Dit doen 100% en ek het nou al gesien ek kry verskillende gitaarspelers in terme van wat ek nog gesien het. Jy kry electric players wat hulle beweeg nie baie nie, maar hulle speel technically incredibly goed. Ja. Dan kry jy ouens wat daai ou is al hele stage vol en hy Joel en hy die tyd van sy lewe, maar maybe technically is hy nie so goed nie, maar hy entertain baie. En dan maak die playing minder saak. Ja. En dan kry jy ouens soos jy wat albei goed doen. Dankie man. Want jy's 'n baie entertaining ou om te kyk op die stage. En dit wat 'n ou se ore tref is pure. Thanks man. So en daarmee gaan ek ongelukkig hierdie episode moet close want ons hardloop 'n bietjie uit tyd uit. Ek het soveel ander goed wat ek nog vir jou wou vra. Soos die 10 jokes. Ja, kom ons doen dit gou. Sorry. Ek het 'n paar vinnige dad jokes hierso wat ek met jou gaan deel. Jy mag nie lag nie. Okay. So is water. Ekskuus. Gaan ons daai ding doen waar ons mekaar se gesigte kyk met die water in ons monde. Of is dit net vir siblings? Nee, dis net vir siblings. Ons is nog nie broers nie, maar ons is op pad soontoe. So Afrikaans of Engels maak nie saak nie. Game werk so. Ek gaan vir jou iets sê. Jy mag nie lag nie. As jy lag, dan kry ek 'n punt. Maar kom ons doen net 5. Okay. So jy kan begin. Hier's waar jy die chilies moet inwerk. Okay. What did the big flower say to the little flower? Hi, bud. Okay. All right. That's a good one. Yeah. All right. Let's look at this one. How do you follow Will Smith in the mud? You follow the Fresh Prince. My kry. Baie goed. Okay. What do you call a snowman with a six-pack? Ek ken actually die antwoord. Okay, wat noem jy hom? It's the abdominal snowman. Dis baie goed. Dis baie goed, nee. Ja, hy is nie so goed dat hy my gaan laat lag nie. Ja, because I know it. Ja. Okay. Ek het die laaste rukkie baie teruggedink aan die mense wat ek verloor het langs die pad. Toe besef ek maybe was toergids nie so goeie werk vir my nie. Was baie funny. Was baie funny. Ja, ek kan hom nog nie om te lag nie. Jy gaan sukkel. Okay, go. Okay. Why did the coffee file a police report? It got mugged. Goeie een. Ek weet, dis 'n goeie een. What did the drummer name his 2 daughters? Ek dink ek ken nie, maar ek los Anna daarin. Anna 1, Anna 2. Anna 1, Anna 2. Okay. That's a good one. Go for it. I used to be a baker, but I couldn't make enough dough.
Ja. Nee, ek dink daai is die weakste een so Dis 'n ver. flou een. Ja. Dis 'n flouer een. Ek gaan vir jou ook 'n flou een gee. Ek was mos lank verslaaf aan seep, Rarig. maar ek's nou skoon. Daar's baie goed. Maar is nou by. Kom ons gaan nog 'n laaste enetjie. Okay, laaste ene. Okay, is dit myne, né? Jou, né? Okay, hang vas. Ek sê kom net gou hierso, hang vas. O ja. Why don't the skeletons fight each other? Ek ken hom. Okay, Kies gou aan een, ja. Ek het Maar die daarin. antwoord is because they have no guts. Ja. Ja. Jy gaan hierdie een ook ken. Did you hear about the restaurant on the moon? Great food, but no atmosphere. Gaan nie daar gaan eet nie. Nee. Dit is nogal ver, as dit hier trip so toe. Ja. Okay, is my laaste een. Jy gaan vir Elon moet vat. My dog has a history of refusing to go on walks. It's his past of leash resistance. Ek dink jy het gelag. Ek dink daai taal is so Ja, lag. ek het 'n punt. Ek dink ek wen. Hoorie dude, op daai funny note, Die Pipani note. gaan ek vir jou sê baie dankie dat jy kom chat het met my. Dit is my Thanks, flippin' man. lekker. Ek het vir jou 'n gift Oh, that's cool. van ons hier by Dromers en Doeners. En jy moet hom nou oopmaak. Dude. Daar's 'n rede kom jy hom nou moet oopmaak want Dis baie cool. Dude, dis baie cool. Ek het nou net vir Quentin gesê ek wil een van hierdie mugs huis toe vat. dit is ek vir ons Hy het sê nie. hy het nie. Dis baie cool. So ja, daar's jou eie Dankie. personalized mugs. Dankie, bra, Jy's dis baie officially 'n dromer en 'n doener in my oë. Oh man. En ja, ek sien uit na alles waarmee jy besig is. Daar's actually nog soveel goed wat ek met jou oor wou praat en vra. En ek weet jy's besig met exciting stuff nou. Ja, is cool. Maar ek dink die publiek moet net aan jou socials dophou. Ja. Ek weet daar's 'n nuwe besigheid wat jy en iemand Yes. aan die gang het hierso, Yes. jy en Arno. Yes. So ek's excited vir julle en ek wens julle alle sterkte toe en ek hoop julle reach sukses met dit. En van my kant af net flip en dankie dat jy weer hier was. Oh man. En ja, ons moet binnekort 'n lekker breakfast gaan eet. Ja. Keen. En ja, dan gaan ek die episode wrap. Ons sê dankie aan Jaco van Connection Studios. Laat ons hierso kon shoot. Check hulle 'n bietjie uit op social media. Dankie Jaco. En ja, ons sien julle dan weer volgende week, selfde tyd, selfde plek vir die volgende episode. Cheers.